Welkom by Dry op die stoep. Ek is Dry. Op hierdie kanaal deel ek my geloof, my familie, my kuns en die natuur met julle. Groet in die naam van die Here. Vandag se video is nie eintlik 'n tekenles nie, dit is eintlik om jou saam met my te neem na my skilderye en my tekenwerk, sodat julle my gedagtes en my proses kan volg om die Here groot te maak. Kom, ek gaan wys jou van 'n paar van my skilderye. Hierdie is 'n olieverf skildery wat ek met 'n paletmes en kwas gedoen het. Dit is geïnspireer deur 'n Australiese kunstenaar. Hierdie is dan ook 'n toneel van 'n foto wat ek gedoen het van 'n omgewing in Australië wat ek van hom gekry het. Hierdie toneel is onder leiding van 'n professionele kunstenaar gedoen. Die toneel is op my swaar se plaas, naby Lensburg, daar so 'n klein driffietjie wat voor sy huis verbyloop. En die berg is daar in die agtergrond. Hierdie toneel, ook olieverf, het ek gedoen uit my verbeelding uit, so 'n landskap toneel. Hierdie landskap is ook uit my verbeelding gedoen. Lekker paletwerk, dik verf, baie lekker gewees. Hierdie is 'n plaashuis wat ek van 'n foto afgedoen het, waterverf en pen, ink, bietjie so. Hierdie toneels het in verbeelding ook waterverf en penwerk gedoen. Dit is sommer net so 'n straattoneel uit in verbeelding uit. Hierdie is van 'n foto gedoen, Jan van Riebeeck, Kaapstad in 1905. Met Jan van Riebeeck hier op die regterkant, op die standbeeld van Jan van Riebeeck hier op die regterkant. Hier is so 'n danstoneel wat ek gedoen het met verbeelding uit vir mense wat in die straat dans, lekker jong manne, lekker dans hulle in die straat. Hierdie is 'n pen en inkwerk van 'n klein dorpie, die mense op die markterrein by mekaar kom en hulle self geniet. Die meeste van my sketse doen ek op 'n A5 of A4 waterverf papier. Indien nodig, soos julle later sal sien, voel 'n ligte waterverf was by die verkleurde atmosfeer. Die laaste tyd geniet ek baie om met 'n dooppen en ink te teken. Daar is iets heerliks, eerliks en natuurliks daaraan. En met ink kan jy nie sommer foute uitvee nie. 'n inkplot, 'n spatsel, verkeerde lyn, alles word deel van die skets. Gelukkig het dit nie vandag met my gebeur nie. En vreemd genoeg, daardie klein gevaar vir my in adrenaline stoot. Dit het my ook geleer om perfek te laat gaan. Dit gee my sketswerk meer, vir my gaan sketswerk meer oor die proses as oor die eindresultaat. Ek geniet eenvoudig die skepping daarvan. Hier kan jy sien dat ek 'n paar lyne getrek. Dit is so 'n vuurtoring in die verte op 'n knop en 'n paar lyne. Foute pla my nie te veel nie. Die bekende Amerikaanse skilder Bob Ross het gesê, daar is geen foute nie, net gelukkige ongelukke. Vir my is teken en skilder nie net 'n stokperdjie nie. Dit bring my nader aan God. Wanneer ek sit en skets, dink ek dikwels oor die lewe, die seëninge, die herinnering en die mooi van God se skepping rondom ons. En deur my kuns hoop ek om weer eer aan hom te bring.
Dankie dat julle vandag saam met my gestap het. Julle is welkom om weer saam te kuier vir nog 'n ware lewensverhale, lesse, geloof en kuns hier op Draai op die Agterstoep. God seën julle.